Die VF+ het 'n paai-aansoek ingedien om toegang tot dokumente oor die Tshwane Metro se eiendomswaardasierol te kry. Volgens die VF+ is daar meer deursigtigheid nodig om die regverdigheid en die wettigheid daarvan te bepaal. Vir meer hieroor praat ek met die VF+ raadslid in die Tshwane Metro Raad, Grandi Tennyson. Goeiemiddag, Grandi. Goeiemiddag, Esther. Skep asseblief vir ons konteks, waarom is die wettigheid van die eiendomswaardasierol onder bedenking? Dis nogal 'n ingewikkelde proses. En ons is bekommerd, en dit gaan daaroor dat die indruk word geskep dat daar 'n verlaging is van 4% op die tarief van die waarop eiendomsbelasting gehef word. Maar in dieselfde asem word daar gesê dat, of word dit nie gesê nie, daar's gemiddelde toename van ongeveer 24,17%. Nou die tarief word toegepas op die waarde van die eiendom. So alhoewel die tarief per R1000 laer is die totaal wat Jan Alleman in sy sak gaan voel baie hoër. En dit volgens ons berekeninge so om en by gemiddeld van 17%, wat dit jou meer gaan kos aan die einde van die maand om jou belasting te betaal. So dis in 'n neutedop waaroor dit gaan, maar daar's 'n hele klompie ander aspekte waarna gekyk moet word. Is 'n wesenlike persentasie daardie. Waar val die pap op die grond? Wel, soos ek sê, mense is nie altyd bewus dat daar eintlik 2 komponente betrokke is by die eiendomswaardasie nie. Aan die een kant sit jy met 'n tarief van X hoeveelheid sente per R1000 en aan die ander kant sit jy met die waarde waarop daai tarief toegepas moet word. Nou daar's eiendomme wat tussen 30 en selfs 300% gestyg het. Waaroor ons bekommerd is, en dit is gerugte, en daarom het ons paie aansoek gerig, dat daar mense gebruik is om hierdie waardasie te doen, wat nie oor die nodige kundigheid beskik nie. Daar is bespiegelinge rondom 'n maatskappy wat aangestel is om namens die raad sekere waardasie te doen. Die waardasies te doen in sekere gebiede. Hulle het weer op hulle beurt subkontrakteurs gebruik. Nou daar's allerlei vrae rondom dit. Die openbare deelnameproses waar die publiek dan toegang kan kry, is nie behoorlik deurgevoer nie. Daar's baie mense of inwoners wat nie eers bewus is dat dit daar 'n geleentheid was om beswaar aan te teken om te gaan kyk nie of wat daar sien nie, maar aan die ander kant, waarna moet jy kyk? Moet jy net kyk hoe is dit in die verlede gewees en wat is dit nou? Of moet jy byvoorbeeld kyk wat is dit in die omgewing gewees? Wat is die gemiddelde waardes in die omgewing? Want ons woongebiede is van so 'n aard dat min of meer dieselfde klas huise in 'n spesifieke omgewing is. So mense is nie ingelig rondom dit waarna hulle moet kyk as hulle dan geleentheid het om besware in te dien nie. Die geleentheid om 'n beswaar in te dien is ook baie rigied. Jy kan 'n beswaar indien as 'n vorm en daar sit iemand aan die ander kant wat kyk, is dit geregverdig of is dit nie geregverdig nie? As jy dan dit wil betwyfel, dan kan jy dit op appel neem en dan die appelproses gaan jou geld kos, want dan word daar van jou verwag om 'n gesore geregistreerde eiendomswaardeerder te kry om dan die teendeel te bewys. Dis al sulke tipe goed wat eintlik vir ons dit baie moeilik maak om so waardasierol te ondersteun as dit nie die korrekte prosesse gevolg is nie. Baie van hierdie goed is akademies gedoen, maar nie in praktyk nie. Die munisipaliteit het nou 30 dae om te reageer op die paai. Watter stappe oorweeg julle indien julle nie die verlangde antwoorde kry nie? Wel, daar's regsremedies wat ons kan, daar's verskillende, daar's meer as een opsie in die regsremedie wat ons kan volg om dit te kry, maar ons gaan definitief optree. Watter roete ons presies gaan volg, gaan afhang van watse inligting ons terugkry. En ons gaan ook, indien die inligting wat ons vermoed
dalk 'n probleem kan wees, kan ons selfs oorweeg om 'n interdik teen die stad te kry vir die implementering van die nuwe waardasierol, gebaseer op feite. Ons is ook baie bevoorreg dat ons advies ontvang van 2 pypepersone, waarvan die een persoon 'n professor is aan die universiteit, wat hierdie vak spesifiek hierdie vak doseer. En dan is daar ook 'n deskundige wat in die privaat sektor ook haar PhD onlangs ontvang het, spesifiek oor massawaardasie. So ons word gelei deur hierdie mense, en dan is daar ook ander aspek waarna ons moet kyk. Die wet op eiendomsbelasting maak ook voorsiening om te sê dit moet redelik en billik wees. Nou, soos wat ons ook van ons kant af redelik navorsing gedoen het, blyk dit dat dit in baie gevalle onredelik is. Die wet sê ook, jy kan binne 10% onder toe of boontoe die waardasie aanpas. En soos ek gesê het, van hierdie eiendomme is tussen 30 en 300% self. Daar's 'n geval wat oor 1000% toegeneem het. En dit is uitskieters. Maar daar's ook gevalle waar byvoorbeeld een area is, daar's 'n bepaalde straat. Alles aan die bokant van die straat is bietjie meer gegoede woonbuurt, maar aan die onderkant van die straat is dit weer nie so gegoede woonbuurt nie. Maar die eiendomswaarde word dieselfde geag, want dit is min of meer in dieselfde area. Maar julle sal weet, mens kry maar gevalle waar 'n sekere gebied se eiendomme van hoër waarde is as die aangrensende deel. En dis sulke goed wat na ons oorgekom het, en dan is daar ook bespiegelinge rondom 'n verwantskap tussen 'n maatskappy wat gebruik is en 'n amptenaar van die stad, wat ons ook op hierdie stadium weet ons wat dit is, maar ons weet nie tot watter mate is dit toegepas nie. So is daar nie dalk 'n kwessie van botsende belange in hierdie hele geval betrokke nie. Granie, dis beslis iets waaroor ons nog langer kan gesels om ook beter te verstaan oor die waardasieproses en dit te verduidelik aan luisteraars, en 'n saak wat ons beslis gaan dophou. Dankie. Baie dankie, Estie, en sterkte. Ja, die inwoners moet ons maar dophou. Ons gaan vra vir hulp ook vorentoe. Dit is Granie Tennyson, VF+ raadslid in die Tshwane Metroraad.